Goeiemôre almal, donderdagoggend. Vandag is dit die 13de Augustus, dis die jaar 2026. 'n Baie lieflike dag. Deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. Dit is bitterlik koud daar buitekant, maar is warm in ons harte. Want Jesus Christus is ons redder en ons verlosser en ons saligmaker en ons jubel en juig daaroor. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor bitterheid. Dit is so dat mense kan bitterheid in jou veroorsaak. Maar ons moenie laat teleurstellings dit vir ons moeilik maak om 'n Christen te word nie. Nou, dit is so dat mense lelig optree teenoor ons. Dit maak dat ons dan nou gevoelens ontwikkel wat nie so moet wees nie. Dit is beter dat ons nou vir so 'n persoon na hierdie woorde toe lei van Jeremia 2 vers 5. Watter onreg het julle vaders in my gevind? Jesus vra dit vir hulle, die Here vra vir hulle, dat hulle ver van my afwyk en agter nietige afgode aanloop en self nietig geword het. En ons moet by hierdie gedeelte bly en vashou totdat hierdie persoon besef dat Israel het die sonde oor hulle self gebring. Net so ons bring sonde oor onsself. Mense is nie engeltjies nie. Mense maak mense seer, mense maak dat mense nie regtig die Here wil dien nie, want hierdie boek wat hulle veronderstel is om te lees, is toe nou nie so 'n mooi boek as wat hulle gedink het. Dit is baie belangrik en onomwonde dat ons hierdie Christen wat nou onregverdig behandel is, dat ons vir hom moet sê, eintlik hou jy jouself uit die hemel uit. Jy moet tot bekering kom, vergewe hierdie persoon. Moenie dat hierdie bitterheid jou opvreet nie. En op die ou einde van die dag mis jy die hemel as gevolg van iemand anders te. Nee, los hierdie dinge. Jy moet tot bekering kom. Die woord van God sê in Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. So vir elkeen wat 'n keuse moet maak, wil die Here dien, wil nie die Here dien nie, moenie dat ander mense en dinge wat gebeur het in jou lewe toelaat, dat jy nie tot bekering kom nie. Moenie dat hierdie dinge jou weerhou om die ewige lewe saam met Jesus Christus te spandeer nie. Toe Jesus die 10 melaatses beveel het, dat hulle na die priesters toe moet gaan om hulle te gaan toon, het hulle dadelik gehoorsaam gewees, hulle op die pad, hulle was nog nie gesond nie, maar op die pad het hulle gesond geword. Nou net so moet ons ook die Here gehoorsaam wees. En ons moenie toelaat dat hierdie melaatsheid wat bitterheid genoem word, in ons lewe vat plek kry en ons weerhou om 'n kind van God te wees. Kom ons kom by die Here uit, hy is die enigste wat ons kan red. Die mens gaan ons altyd teleurstel, maar God sal ons nooit teleurstel. So kom ons kyk na die Here en ons weet dat hy is die een wat die redder van ons siele is. En ons los al die ander dinge van die wêreld. Ja, mense gaan jou teleurstel, mense gaan jou seermaak, mense gaan maak dat jy dalk 'n bietjie bitterheid in jouself kry. Lê dit by die voete van Jesus. Moenie dat dit die oorsaak is dat jy nie gered word en hemel toe gaan. Jy onthou, 5 minute van nou af, jy weet nie wat gaan gebeur nie. 5 minute van nou af, hartaanval, kapot, daar's jy, in die hemel of in die hel. So kom ons gee ons lewe vir die Here en ons sê, Here, ek los hierdie bitterheid en ek los hierdie onvergifnis en ek gee dit vir U. Halleluja. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U woord so kragtig is om ons te help. Here, sodat ons alle bitterheid kan aflê. Here, ons doen U onreg aan. U doen ons nie onreg aan. Here, deur ongehoorsaam te wees. Here, ons kom en ons vra, Here, dat U ons sal help, dat ons gehoorsaam sal wees aan U en aan U woord. En ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Here, seën ons in hierdie dag en alles wat ons aanpak, Here, dat dit suksesvol sal wees, omdat ons dit vir U doen en nie vir die mens nie, en ons eer U daarvoor. Halleluja, amen.